Hallo kykers en welkom by hierdie Woensdag episode van Irongo Talk. Ons groet vir julle vanaf 'n koue en nat Walvis Bay Marina. Ek voel soos ons 'n bietjie stretches doen, ons net 'n bietjie warm kry want Jy weet, ek kan dit nie, ek dink die aarde het op sy as gedraai of iets want die weer is net nie reg. Dit is nie. Veral hier in Walvis. Desember. Hier in Walvis, dan Swakop is 'n bietjie beter. Is dit? Bietjie beter. Bietjie beter. Nee, maar dit is dan nat, Adam. Ja. Ek sien nou net spokkeltjies hier deur my brein. Ja. Ai, by my brein, my Ja, bril. bro moet so 'n bietjie wipers Hy hê. moet wipers kry of iets. Nou Ja. natuurlik soos julle hier aan die agterkant sien, het ons 'n passenger liner hier in die Walvis Bay hawe. Nou dit is die Azamara. Weet jy waarvoor staan Azamara? Nee, moet ons Google. Moet ons Google vra. Stel my What does Azamara mean? Miskien 'n naam. Wals. Is a coined name for a luxury cruiser. Oh, Obviously. Thank you, Google. Mm. Okay, it's Aza meaning blue and Mar sea. Oh, Inspired sea. by the star Akama, symbolizing deep blue waters and exploration. Nice. Hey, inderdaad, is iets geleerd vanoggend, Adam. Azamara. Nou, Dis nie vandag Azamara Nee. is. Hierdie weer is it's not doing it. In vandag se episode bring ons vir julle so ietsie van alles. Daar's baie wat gebeur in Swakopmund. Hierdie naweek het ons foto's op die naam op Adam. Vrydag en Ons Saterdag, het né? yes. Vrydag en Saterdag, Vrydag begin hulle al by die Swakopmund mole. Hulle is op die strand, hulle is lekker bedrywig daar en dan is hulle by Pro Akademie Saterdag. Ja, Okay. die venue het gechange. Ons het nog gisteraand laat gehoor die venue het verander. Okay. Alright. Dan het ons ook die Swakopmund Food Festival. So ek Lekker. het lekker. So, as jy nou if you're a foodie, that is definitely the place to be. So ek het net vandag saam met Helene Stefanus gaan gesels oor wat ons kan verwag. Okay. Daarso. Daar's ook die Kersfees fair. Daar's ook die Dieselfde Kersfees fair. tyd, Dis ja. nou die Swakop Festive Fair. Linda van die Swakopmund munisipaliteit gaan dan op vir ons Vrydag saam met ons kuier en dan gaan sy vir ons Ja. bietjie vir ons vertel wat daar gebeur. En dan ook gaan ons weer net vir julle vertel van die Glow Waves event, New Year's party. Daai meneer van Fernandes. Yes. Hy het gesê they want to light up the entire beach. They Ja. want to light everything up. Everything. Everything up. So dit gaan 'n lekker ene wees. Ons bring ons ek het voorheen saam met hulle gesels op wat ons daar kan gaan verwag. Want hierdie jaar gaan dit nie plaasvind hier by die Walvis Bay Yacht Club of by Rogers nie. Hierdie jaar is dit daar by Dolfynpark. Hulle het 'n hele nuwe area spesiaal gebou vir hierdie partytjie, maar ook dan natuurlik ook vir enige ander events wat nog deur die loop van die jaar gebeur. Ek en Aram gaan dan ook 'n bietjie gesels oor wat op die voorblye aangaan. So bly asseblief ingeskakel. Ons bring dit alles vir julle net hier op die Irongo Talk. Nou julle het seker gesien ons mis iemand. Ja, maar ek kan verstaan hoekom, né? Ek Jy kan kry verstaan te hoekom. Natuurlik, ek kry te koud. Ek kom daar iewers in die kar gesien wegkruip. Weet jy waar hy? Nee, maar Hier by die driver seat. So, daar waar jy wat jy kopie wat hy lê daar binne. Ja. Hy is so opgekrap. Die ou is opgesukker. Elvis is dis for now has left the building. Nou ons gaan so 'n bietjie vir julle vertel wat die op die voorblye aangaan van die Republikein, die Namibian Sun, die Algemene Zeitung, Sportrap en dan ook Irongo. You can pick your ja, vandag is poison. hier Rongo. Ja. Ja, ons het 'n soft copy wat elke liewe dag gaan uitkom hierdie hele week. Ook die volgende week behalwe vir Kersdag en Familiedag. Julle kan dit op ons sosiale media platforms gaan of op Namibian Sun of op Republikein. Daar's 'n link. Dan klik jy op hom en dan blaai jy deur die digitale koerant. Ja, nice. Jy kan selfs net jou mouswilletjie. Ja, Sommige dan kan en dan blaai jy. blaai, En hy maak so mooi gelyk. Baie nice. Ja. Very fancy hulle. Republikein voorblad het ons 'n baie mooi foto hierso. Bo gemiddelde reën vir 2026. Nou Elani Smit skryf dat verskeie dele van Namibië sal na verwagting meer as 300 mm Wow. reënval tussen Januarie en Maart 2026 ontvang. Dis baie goeie nuus. Dit is volgens die Namibiese meteorologiese, ek het hom reg gekry, dienste se klimaatbulletin vir November wat bo gemiddelde reënval oor die hele land tydens die 3 maande voorspel. Dit is definitief goeie nuus vir ons. Dis altyd 'n nice voorspelling, maar wragtig. Jy weet, Nee, ek het kan jy trust. hulle, ja. Dit moet gebeur. Ja. I mean, there's no my weather app said that the rain will stop soon. Yeah.
Okay. terrein stop so. Ja. Nietemin, dan het ons hoofstorie hier op die Republikeinse voorblad, bekende in rugbykringe van verkrachting. Ja, hy meneer Sydney Lupe, hy's 'n sakeman in Swakopmund. Hy het ook geran vir die Streekraad. Ja. Verkiesing as ook hy's 'n bekende rugbyspeler. Ja, hy het nou hy verskyn vandag vir sy borgaansoek in hierdie verkrachtingssaak. So ons sal 'n bietjie daar wees om te sien wat gebeur. Okay, ja. Die vrou is so gestremd en is meegedeel dat hy loop aangedui dat hy soek is na sekretaresse met rekeningvaardighede. Maar julle kan maar hy storie gewees. Ons gaan nie nou daaroor nog in diepte gesels nie. Ja. UNAM sê wie moet betaal. Elio Tupinge verskryf daar sodat die Universiteit van Namibia het sy registrasiegelde en minimum deposito's van Namibiese studente bekend gemaak wat nie in 2026 met die regering se gesubsidieerde tersiêre onderwys finansieringsmodel sal baat nie. Irene Marie, verskoon my asseblief vir hierdie Afrikaans. En Fransoos. So wat beteken dit nou? Dit sê basies, vir plaaslike studente, jy basies 'n fooi wat jy moet betaal if you do not qualify for die subsidized funding van die government. So ek het nou vinnig basies kyk op die poster wat hulle sê en vir 'n mooi studente, dit is nou meeste levies, deposits wat jy nou moet betaal en dit hardloop omtrent hier by $6,000 wat jy nou dan moet betaal. Sê dat studente wat 'n tweede of daarop gevolgende kwalifikasie op dieselfde of laer vlak van NQF volg, sowel as nagraadse studente van die stadssubsidie uitgesluit word. So dit is om te sê dat as jy nou 'n tweede graad of jou masters of nog verder wil van kwalifiseer jy nou basies nie. Okay. Dit kom op 6,975 wat jy dan nou betaal. So dis wat dit kan bekostig, gaan maar net voor seker om voor jy te betaal. Soos ek het verstaan, is dit maar nou meer om jou undergraduate. So jy nou pas die skool het is so te gee. Yes, dat jy nou nie hoef te stres oor finansies. Okay. Maar julle kan self gaan lees maar self weer. Moet tog nie luister wat Leandre en Adam vir julle sê nie. Ja. Gaan lees self. It is a well-read nation is an informed nation. Ek het dit nou opgemaak. Absolutely. Yeah. All right, so we have the Namibian Sun as well. We've got main story. President moots mandatory youth service training for new public servants. President Netumbo Nandi Ndaitwah says government is considering a proposal that would require all newly appointed public servants to undergo a 1-month national youth service orientation during their probation period, which I don't think is a bad idea. Dit gee die mense 'n bietjie kan ek sê 'n foundation van patriotisme wat Namibia oor staan, vir wie hulle gaan dien, bietjie geskiedenis, jy weet, so ek dink dit is nie 'n slegte idee nie. Ja, dit is 'n bietjie Ja, en daar's baie ek is redelik beïndruk as ek by hierdie funksies is by die National Youth Service, die dissipline wat daar is en die jong mense is baie gemotiveerd. Hulle is trots met wat hulle doen. Ja. Hulle sien uit, hulle het 'n tipe van 'n vision en 'n mission. En dit is belangrik. Ek dink dit is nie 'n slegte idee nie. And then we've got the new $30 million Tsumeb water plant stalled by $3 million funding gap. Hulle kort geld. The Tsumeb municipality says it needs at least $3 million to launch operations at its newly completed water treatment plant, which aims to solve the issues of unsafe drinking water supply residents have reportedly endured for over 3 years. Ja, hierdie munisipaliteit of Tsumeb was so redelik en alles het kom by die water. Ja. Maar dit is interessant, hulle het hierdie dier hulle het 'n water plant wat hulle nie kan run nie want hulle het nie geld. Maar nou so, die vraag is nou underquote, of is dit nog overquote, of is dit nou nie reg sommetjies gemaak nie? Ja. Gaan lees
Yes. Maar sommer het lekker water of. Ja. Hulle Ja, so daar's dit is wat bedoel mos lekker daar en al Ja, die dinge. I mean, nee, ek weet die mense in Chome maak lekker tuin en al daai goed. Ja. Anyway. Okay, en dan vendors overwhelm stop and shop in Okuriangava, defying city bylaws. Ek neem aan dis net okay, and hundreds of street vendors selling their wares at the stop and shop in Okuriangava in Windhoek continue to flout municipal regulations by setting up stalls on pavements and parking spaces despite the nearby Tukonjeni market. So daar is 'n markie, maar hulle gebruik nou eerder die ander kant. Dis asof die marketplace nie genoeg kliënte trek nie. Nou is hulle by hierdie stap. A lot of people are just creatures of habit. Yeah. If you I think every human being is a creature of habit. As jy gewoon is aan 'n sekere ding as dit maar baie moeilik om. But it's very frustrating. Dis baie frustrerend as mense by 'n plek kom en dit is net vendors oral. En mense kan nie rond beweeg en alles. En ja. Wat erg was is in Windhoek ook daar by die ek glo hulle het nou skoongemaak daar by die staatshospitaal. Ja. Dit was rof geweest. Ja. Die traffic, die taxis, die vendors, alles, daar's net nie plek vir ordentlik beweeg nie. Jy weet so. Maar dis hoekom ek kan nie deel met Windhoek. Ja. Dis te veel mense, te veel karre, is dit Dis hoekom ons hier in by die kus is. Yes. Dis hoekom julle kus toe kom Ja, vir die vakansie. presies, want julle soek daai. Maar ek weet van die Windhoekers het ook gesê dat al hierdie tyd van die jaar raak dit soos 'n spookdorp daar in Windhoek. En almal kom ons nou hierdie kant toe. Miskien moet ons dit draai dag. Ja, om weer 'n bietjie daai rustigheid te kry. Okay, dan hoofstorie van die algemene Zeitung is maar dieselfde storie van Unam sê jy moet betaal. Ja. En dan het ons Ek kry sy lyk bekend, né? Dis die ene wat hierso besig is om 'n groot koek te eet. Dis Leandra wat by die Hansel en Gretel gingerbread of house is by Café Anton in Swakopmund. Hulle is vandag besig. Hulle sal reeds weet of hulle hopelik in die tyd van ek hoop julle het nou nie te laat besef om 'n draai daar te gaan maak nie, want teen hierdie tyd behoort hy gemmerbrood. Hy is seker nou hulle nie help te staan op te wees. Hulle verslind hom. Hulle as daai kinders val hom aan, hoor. Soos hulle kyk net vir haar. Nou dink net kinders. Maar dit het my reg soos 'n kind gelaat voel om daar te wees. Dan gaan maak ons dan vandag Irongo se soft copy is dan nou oor Glow Waves events. Ons gaan dan nou vandag in hierdie episode weer vir julle 'n bietjie vertel wat julle daar kan verwag. Initially was dit hier by die Yacht Club gehost geweest, maar die venue het nou te klein geraak. Verlede jaar het hulle 2500 mense gehad. Kan jy dit glo, Adam? Ja. En hierdie jaar het hulle gesê dit's hulle double op. Hulle aim vir 5000. Wow. Ja, okay. So maar the thing is about hierdie spesifieke festival is it's family friendly. Ja, I like that. Imagine nou net ek kan nou net dink aan my 3-jarige wat hier met glow paint gepaint is en dit raak nou 'n bietjie donker en hulle begin sien daai ek dink dit kan baie cool wees. It's family friendly. Hulle gaan they're definitely going to light up New Year's Eve going into New Year's. En ek dink dit gewoonlik hierdie tyd van die jaar as jy wil met jou families wees en waar julle iets saam kan doen, hoekom nie? Ek dink Giovanni raak nou 'n goeie DJ. Ek dink hy hulle is yes. Hulle die Fernandes familie doen die Day of Unity ook. Hulle sit daai hele stage op. En dan word daar musiek gespeel en jy kan kom piknik hou op the whole 9 yards. And they do it free of charge. Wow. Amazing. Ja. Dan het ons natuurlijk FNB Sandland Triathlon, sportrap. Met 'n paar mooi foto's jy feature op daar. Ja, ek sien. As 'n baie cool foto. As Adam wat besig is om 'n foto te neem van die 3 ultra team wenners. En ek het daai foto geneem. Toe dink ek dit baie cool. 'n Foto van 'n foto. Yes. Dan is dit nou hierdie jaar het hulle omtrent 460 inskrywings gehad. Yvonne het gesê dat hulle moes later entries toegemaak het, want hulle kan net soveel mense vat in die spasie wat hulle basies vir is. Wat ek ook gehoor het is hierdie jaar was redelik baie meer vloed. Yes. Want verlede jaar het hulle alles op een slag op dieselfde tyd gedoen. So dit was moeilik vir hulle om die beheer uit te oefen. So die keer het hulle eers die ultra begin
to die Standard. ja, en toe En die dan het was omtrent so 2 uur of tussen die ultra en die standard was daar so 'n uur gap. ja, Tussen met die sprint was daar so 2 ure gap ja. en dan met die ander was daar ook so omtrent 'n 2 ure gap en toe was daar lekker spasie vir almal Yes. om hulle se ding te doen. So dit was Maar dit was ja, goed geweest, Dit was baie nice. I mean, Nathan Chase het alweer 'n rekord opgesit. Hy het sy eie rekord van verlede jaar gebreek. Ek het die fisiese tye gesoek en hy het gesê dit is met 2 minute. Wow. Hy het geswem, hy het fiets gery en hy het gehardloop binne 50 minute. Volgende jaar chase hom weer. Chase Why not? chasing not? his own records. Exactly. Maar julle kan altyd gaan loer. Kry julle so fisiese koppies of gaan loer op ons webwerf. Dis www.hirongo.com.na vir die nuutste nuus langs die kus. Yes. Is lekker bedrywig hier by die Walvis Bay Marina. If you want to board a catamaran, as jy wil calamari eet, die lekkerste calamari. En oysters. Yes. Ja. Kom maak 'n draai hierso. Dis ietsie van alles. Hou As jy jy van net oysters? it's very nice. Ek like jy ken met die bietjie peper, die Tabasco sauce. Sê En hulle dan ook die ene wat jy bak met die garlic en die kaas. sluk jy hom of eet kan jy hom? Ek sluk hom net. Wow. Ek kan hom net of te squishy. Ja. Anyway, ja. Anyways. Ja. Dan vertel ons gou vinnig vir julle wat gebeur waar hierdie week. Môre is donderdag. So môre skop die Swak op Mond Food Fair af. En die Vesperfair. En die Festival. Ja. So albei is basies hulle is letterlik 'n Langs klip mekaar. gooi van mekaar af. Die Festival is aan die bokant, die straat word lekker toegemaak, is lekker bedrywig daar en aan die onderkant by die amphitheater is dit die food festival. Hierdie jaar is daar 40 wendes. Nice. Daleen vertel die plan is they in the 7th year. So sy vertel dat hulle aim nou vir 100 wendes for the 10th year anniversary. Wat Okay. oor 3 jaar is. Alright. So if you're a food vendor and you find yourself langs die kus, dink aan Ja. future plans, long-term plans. It's been grow dit gegroei. is, En yes. dit is 'n sukses. Dit Ja, is, ja. dit is. Dan natuurlik ook Adam met ons Vrydag en Saterdag het ons die fitness in die naam. Ja. Vrydag is hulle heeldag langs die strand. As jy nou daai sterk manne en vroue wil gaan kyk soos hulle weights en burpees en ek weet nie wat alles doen nie. Gemaak 'n draai daar by die mole. Janka het vir ons vertel, it's a family affair. Bring jou familie and just chill and enjoy it. Cheer on the athletes. Lekker. Dan het sy ook nog genoem dat die venue vir Saterdag is dan nou nie meer by die Vernita Sportstadium, dis nog die Vroue Akademie. It's a nice venue. Dit is. Ja, ja. Dit is. Ja. Wat nog Anna? As ek kan vra die Ja. as hulle op die strand is, swem hulle ook? Nee, hulle Is is dit net letterlik op die net op die sand. Ja, Hulle is letterlik op die sand. Dan is daar die Enjoy Pat. Ja, is event. toe nou uitgestel Ja. tot en met volgende jaar toe. Ja. So julle moet op die uitkyk wees hier Februarie, Maart, maar dan gaan 'n nuwe datum weer uitkom, dan kan jy nou weer 'n bietjie golf speel. Ja. En dan ook daar's die Balla Yes. Faustball, Bosbal. fistball. Dis Sondag, né? Saterdag. Alright. Saterdag daar by SSC as jy nog 'n bietjie sport wil gaan kyk, kan jy net 'n rydag gaan maak. Dis eintlik baie pret jy weet met die verskillende clubs van Windhoek en Ja. so met die Duitsers, hulle hou van dit. Dis lekker. En hulle geniet hulle self. Dan het praat ons ek het met Philip Zaitler gepraat oor die Team Flippy Open Water Splash van die 23ste plaasvind. Yes, dit is volgende week, Ja. Dinsdag. Ons bring dit vir julle live. Yes, natuurlik. En ons die interview speel ons later. Yes, Ja, ja. yes. Later in So. die week sal ons julle 'n bietjie vertel wat alles daar gaan gebeur, maar ons bring vir julle dit live. Ons gaan 'n lekker setup doen en ons gaan vir julle en vir julle basies wys wat alles gaan afskop. Vrydag. En dis net tot die 23ste. Ons het nog baie vakansie wat voor lê. Baie, dis nog baie wat nog voor lê vir ons. Die volgende week is dit die Chetty Mile. Dit is nog ons het vasbyt. Ons het die visvang bonanza. Ons het die touches. Daar's nog baie wat gebeur, maar hierdie is nog net vir hierdie week, julle. Net vir hierdie week. Baby steps. Baby steps. Baby steps. Ons vat dit letterlik baby steps. En dan weet ek by
die galery in Swakopmund. Night of the Galleries. Yes, Ja. is ook aan die gang. Ja. Is ook aan die gang die 20ste Desember. So as jy nou net lus is vir net om te gaan kyk, die mooi. Wat Dan is mense kan doen. die outdoor activity Is sterk aan is die gang. daarso. Is sterk aan die So, gang. daar's iets Ons het gister saam met Dave Hammond gesels. O ja. En hy het vir ons vertel wat alles daar gebeur. So, daar is letterlik ietsie vir almal om te doen hier aan die kus. No excuses. No excuses. Al het jy ook net lus as die weer miskien so is. Ja. Lees die koerant met 'n lekker warm koppie koffie of tee by jou huis en in jou kamer, wat ook al. Daar's genoeg hierso in om julle besig te hou. Tot die weer, tot die son uitkom. Tot die son uitkom. Binnekort sal wees. Fingers crossed. Yanka, we're getting ready for Footers in the Namab. It's another edition, it's another year. Just tell the people, what can we expect this year? Okay, so there's a bit of a difference this year. We're going to be the whole day, Friday, on the beach. Previous years, we had another venue. This year, the Friday, we only have one venue, the whole day on the beach, having fun, having the families here. Come and have your picnic here. Enjoy the people, enjoy the athletes. Look at them, watch them, see them, cheer for them. Do anything you want. Ask their signatures, whatever you need. And then Saturday is also going to be at the stadium. Yes, on the Saturday is the same venue as last year at the Venita Athletic Stadium. And also bring the family. It's going to be a fun day. I saw on the weather, it's going to be nice. It's going to be hot. So please bring your sunscreen. Yes, definitely. And a hat. Exactly. How many athletes are we looking at this year? So this year we're looking at a little bit more athletes than last year. We're looking at 45 teams this year. A few international athletes also competing. Nice. And basically we're going to have masters again. So come and look at the old people. They've got a little bit of wrinkles, but they're strong. Don't underestimate them. Exactly. So it's been growing. Yes. It's definitely been after growing. COVID, it went down a little bit, but now I see it's going to pick up a little bit as well. So all athletes that we also have to keep our eyes on. We have 2 teams of Special Olympics that's going to compete. That's amazing. Yes. Please tell us a bit about that. Okay, so they're also going to compete in the scaled division. It's 2 male teams and they're quite capable of doing all the movements. So come and watch them, come and cheer them on. They love cheering, they love being loved. Awesome. That is so cool because I know last year the Special Olympics joined and then they had the ice baths as well. Yes, this year they're also going to have their ice baths. So come and cool down. I know the beach is going to be hot. Yes. And sometimes you don't want to climb into the sea. So come climb into a bucket of ice. Just talk to us a bit about, for those people who don't know how the divisions work and how the competition works. Just delve a bit into that. Okay, so the RX division, that is more your elite athletes. They are more competing, more serious athletes. They're training 3 to 5 hours a day. And they do more technical movements like muscle ups. They're lifting a little bit more weight. And their movements are a little bit more complex. So we have also our scaled athletes. That's more for your beginner athletes. Then you can come and join the scaled athletes. It's not complicated exercises. It's exercises that each and everybody can do. And then we have our masters, our wrinkled athletes. Sorry about that, but I'm a master myself. And the past year I've seen there's an extra extra grey hair. There's an extra grey hair. So yeah, come and join them as well. They're also very serious athletes. They're your more experienced athletes, but also the movements are not that complex and their weights are not that heavy. We need to cater for them. Those bones and joints are cracking all the way. But you know what? They're still fit. They're still doing the most. And we're excited to see that. And they are still moving and keep young. Exactly. Exactly.
the community can obviously come out and come check it out. Yes, of course. We want people to come and watch. We want to grow the sport. We want to grow the movement. And it's not just a sport. It's not just for elite athletes. It's for the everyday person that's just walking around, or the old person who needs to stand up from a chair, or lying down, standing up. So it's for everybody. Entries have officially closed. Yes, entries are closed. It was closed already. So teams are finalized. Now it's just the grind work. Exactly. Now you're kicking off at what time on Friday? So we will start at 8 o'clock in the morning. So on Saturday we're also going to start at 8 o'clock. And then it's going to be their day. Awesome. Yes. So prize giving is also on the Saturday evening. And we have a final event. So all our events, we have 2 events on the Friday. Then we have 2 events on the Saturday. No, 3 events on the Saturday, yes. And then 1 final event. So after all of the events, we're going to see who's going to go to the finals. Awesome. So that is definitely something to be looking out for. The final is definitely something to come and have a look. Any specific athletes we need to be on the lookout for? Actually, this year, it's an open ground. Ah, yes, lovely. It's new athletes, new people, and we don't know who's going to go. Exactly. Yes, exactly. Awesome. So, yeah. Any final words from your side, Janka? Just like enjoy. Yeah, and come and enjoy. And for the athletes, sterkte met die moose workouts. Awesome. Thank you so much. It's a pleasure. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as 50 Namibian dollars a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Fellow Namibians, as we welcome the festival season, a time of celebration, togetherness, and renewal for our great nation, I extend heartfelt wishes to every citizen and resident of the Republic of Namibia. May you cherish those moments with your loved ones, reflect on your collective achievements, and look to the future with hope and unity. As many of us travel across our beautiful country, let us remember a responsibility that rests with each one of us. We must keep our roads safe. Road safety is not just about following the rules. It's a scared duty and a reflection of the respect we hold for human lives. For our nation, one life lost is one life too many. I therefore issue a solemn call to all Namibians to remain steadfast in your commitment to safe road use, obey speed limit, never drink and drive, always wear your seat belt, and stay alert behind the wheel. Pedestrians and cyclists, please be visible and cautious, especially after dark. Let us protect one another and ensure that preventable tragedies do not overshadow the joy of the season. Let us remember that our roads are shared space, and the choices we make can save lives. Let road safety be a foundation for our celebration, a testimony to our national unity, and values we hold dearly. This is also a precious time to be with our children. Let us use this opportunity to guide them, nurture them,
and prepare them for the academic year 2026 and the years that follows. This is the moment to shape their character, to teach them our values, traditions, and cultures, and to help them to grow into responsible citizens of our nation. Fellow Namibians, in the event of road crash, please call MVA Fund Accident Response toll-free number 9682 immediately for prompt assistance. Together we can and must make Namibia's roads safe for all. May this festival season bring peace, happiness, and safety to every home. Let us move forward with the strength of unity and the compassion of responsible citizens. Happy holiday. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, so as julle kan sien, is ons by die oop area wat langs Dolphin Park was. Altyd so 'n paar braaisteens gehad het. Ek weet hiermee wil ek baie dankie sê vir die ouens van Blue Waves wat die inisiatief gevat om die munisipaliteit te benader en te sê ons kan iets hier doen. Nou as julle kan onthou, elke nuwe verjaarsdag vir die afgelope hoeveel jaar, 3 jaar, het hulle die partytjie by Rojo's gehou. Die groot New Year's party was altyd by Rojo's gehou. Nou hierdie jaar het ons gesê die munisipaliteit en Blue Waves collaborate, ons kom by mekaar en hulle gaan hierdie area gaan hulle vir ons maintain. Soos julle kan sien hier rond is 'n groot bar area, daar's plekke waar kosstalletjies sal kom. Hierdie bokse wat so staan hierso gaan ook 'n doel hê. So julle hoef nie daaroor te worry nie. As julle kom dan kan ek sien wat is die doel van hierdie bokse. So hierdie partytjie het laas jaar Blue se party by Rojo's het laas jaar oor die 2500 mense gehost en hierdie jaar gaan groter wees as ooit tevore. Nou die lekker ding van hierdie ouens is hulle sê kinders kan saamkom, is 'n familie-event. So jy kan jou kinders, is 'n familie-event, jy kan jou vrou, jou kinders almal kan kom en deel wees van hierdie van die pret hier by Dolphin Park. So baie dankie ouens dat julle hierdie inisiatief gevat het. Ek is baie trots om julle te geassosieer te word. So van hierdie nuwe verjaarsdag as ek los, ek is nie meer 'n burgemeester nie. So ek kan my behoorlik geniet hierdie nuwe verjaarsdag. En net weer eens dankie. Dis daai verhouding wat ons van praat dat die munisipaliteit en die private sektor bymekaar moet kom om dinge te laat gebeur. So weer eens 'n baie goeie inisiatief gedryf deur Blue Waves en die munisipaliteit van Walvis Bay. En soos jy kan sien, hierdie ding is permanent hierso. So dit gaan nog ander partytjies en ander dinge dwars deur die jaar gaan hier aktiwiteite wees in Walvis Bay. Dit is een van die inisiatiewe wat ons neem deur die munisipaliteit om toerisme, alle tipe toerisme te promote in Walvis Bay. So weer eens baie dankie. En ek hoop julle almal daar te sien. Soos jy my sê weer baie dankie aan die munisipaliteit om ons geleentheid te gee om hier te kan wees en die plek so te kan maak wat hy is. Ons gaan hom nog groter en beter maak. Volgende jaar is dit nog weer aan. Vir die volgende 5 jaar. Meneer Fernandes en sy familie wil ons eers dankie sê dat hulle die inisiatief gebruik het. So die plek kom kyk en tot sien hy die potensiaal en dan praat ons met die munisipaliteit en hulle het ons in die hand gevat om ons die plekje te gee. Die is baie effort in gesit. Kijk, laat zweet, hy is elke dag hier. Vroeg morgen tot laat aan. Ek doe net tegen self weg. Maar familie, ek lou hy familie. Kom in julle hordes, soos julle kan sien, ons is hier julle. Ons gaan van die middag 3 uur begin. Ons het 'n groot line-up. Live entertainment, DJ's wat skrik vir niks, die musiek, die beligting. Direk vir jou aan, daar's pryse om te wen. Ons het kontantpryse, groot pryse. Ek gaan sommer vir julle doodgooi met bekers en alles wat ons het. So ek gaan julle MCV's vir die jou dag, tot die next oggend as ek bene kan dra, maar ek is hierso. So ons nooi een en elkeen uit om ons te ondersteun en by te woon. Laat julle onvergeetlike 2025 tot binne 26 het. As ons julle nog nie sien voor Kersfees, as julle Kersfees vir die Blue Wave familie, vir julle Walvis Bay, ons het wat afklim, as julle Kersfees, maar ons sien vir hom nuwe jaar en vir julle. So almal is welkom, ons wag om julle te sien. Kaartjies is available of by Vincent, julle kan by my ook kry, en julle weet waar is Vincent se plek, soos net ook aan Caltex. So mense, ons is reg vir julle, en julle is reg vir ons. Baie dankie vir julle. Dit het begin om ons seuns te promote. Die een is 'n DJ, die ander een doen die ligte.
So dit begin klein, ons het 500 mense gehad en dit het goed afgeloop en toe vra hulle ons moet aangaan daarmee want hulle was baie impressed geweest. En die volgende jaar toe kry ons 1500 mense. Die jare na toe kry ons 2500 mense plus. En ons is nou hierso want die yachtklub, ek voel die laagwater het saam met ons gespeel. En die probleem gaan lê as die hoogwater kom, waar sit jy die 2500 mense in die yachtklub? So dis die probleem wat ons daar. So ons moes die skuif gemaak het. En ek sê dankie vir die munisipaliteit dat hulle vir ons hulle hand gegee het en die plek gegee het dat ons kan iets doen. En ek nooi almal uit en ek sê dankie vir almal wat ons support het en wat op vir ons Facebook, social media is en wat vir ons feedback gee. Ek sê dankie vir julle almal en ek hoop ek sien julle ook almal hierso by ons partytjie. Wat is die mik hier? Hoe mense? Double up. Ja. Ek wil net op 'n ander noot baie dankie sê vir Glow Waves, veral vir Gianni. Hulle het die afgelope jare het hulle die munisipaliteit se hand gevat, die Office of the Mayor en die Junior Council se hand ook gevat met ons Day of Unity. En hulle perform daar so, hulle bring al hulle se toerusting of van hulle se toerusting bring hulle daar na toe, daai mooi stage met die ligte en al daai. En hulle vra ons nie 'n sent vir dit nie. So baie dankie dat julle daai element ook inbring. Dankie. Ons waardeer dit verskriklik baie. En ek hoop dat alhoewel ek afgaan van die stoel af, dat julle nog steeds daai oop hand sal hê vir wie ook al inkom in die stoel in. Nee, ons sal in dis ons oefensessie vir die groot event. Ja, sê. André van Rensburg, ons is hier in jou kantoor, baie dankie dat jy ons join hierso, dit is nou vakansietyd, mense wil rus in vrede, maar dis ook glo skelmtyd. Dis net so, ja. So, vertel ons 'n bietjie van Swakopmund Neighbourhood Watch, jy is die direkteur daarvan, of die baas daarvan, of die leier daarvan, wat is dit, wie is julle en wat doen julle? Swakopmund Neighbourhood Watch, ons is 'n groep van vrywilligers, mans en dames, wat besluit het, ons gaan inspring en probeer om die Nampol te help, om die dorp veiliger te kry. Ons is 'n goeie 14 jaar plus reeds aan die gang. Getalle sukkel maar, ons verloor baie mense, ons kry nie noodwendig nuwe mense nie, sukkel veral, ons kry nie jonger mense nie. So ja, dis maar altyd 'n stryd, maar dis wat ons doen. Okay, julle is ek wil sê crime fighters. Julle ja. Ons patrolleer die dorp elke nag. En dan het ons ook 'n redelike uitgebreide CCTV netwerk. So ons het die dames doen die monitering in ons kontrolekamer. So die idee is maar hulle sien iets wat verdag is op die kameras. Hulle roep die ouens wat op patrollie is per radio en hulle gaan kyk. En ons probeer om misdaad te voorkom voordat dit gebeur. Misdaadbekamping. Ja. En is julle verantwoordelik vir die hele Swakopmund? Ons werk, ons val onder die Swakopmund polisiestasie. So ons werk in die area wat hulle werk. Okay. So dit beteken ons werk in Kramersdorp, Ocean View, Venita, Nuwe Kramersdorp, Vogelstrand, Milvier. Ja. Dit is en dan die dorp self. Okay. So dis die area wat ons dek. André, ons is nou, ons gaan nou baie bedrywig word van nou af. Jy weet, hoekom moet mense wat wil vakansie hou, hier in Swakopmund, of ja, en hulle gaan ook weg, maar meeste mense kom hier naartoe, maar baie mense los ook hulle huise. Hoekom is dit nou juist die tyd dat hulle versigtig moet wees? Misdadigers is maar net soos ons. Hulle wil ook op vakansie gaan. En om op vakansie te gaan het jy geld nodig. Ja. So nou
is die bymekaar maak tyd vir hulle, Ja. vir die seisoen. Dink jy hulle sien uit daarna, so van, okay, ons beplan nou, jy weet. Of hulle nou uitsien daarna, dit is moeilik om te sê, maar daar's 'n definitiewe opwaartse neiging in misdaad elke jaar vanaf November. So jy kan duidelik sien, daar's baie meer inbrake, wat bekommerwekkend is op die oomblik is, ons het redelik aanvalle op ouer mense, of enkel mense wat alleen woon in hulle huise, so meer 'n gewapende roof tipe aanvalle, dit is nogals, dit is regtig kommerwekkend. Ja. Dink jy, okay, ek neem aan die misdadigers is ook opportunistic. Daar's baie mense hierso, baie aktiwiteit en dis vir hulle geleentheid. Dit is so, maar jy kry twee verskillende tipe misdadigers. Jy kry die opportuniste wat rondstap, die gewone huisbreker. Hy stap rond, hy sien daar's 'n geleentheid, daar's 'n venster oop, die alarm is nie aan nie of die beam is af en hy vat sy kans. Ja. En dan het jy hierdie ander ouens wat beplan. Hulle kom spesifiek na 'n spesifieke huis toe. Alles is voor die tyd beplan. Hulle weet presies wat hulle wil hê. So wat kan vakansiegangers hier doen om meer veilig te wees en watse raad kan jy vir diegene gee wat weggaan van hulle huise gedurende die tyd? Ek dink daar's nie veel meer wat jy kan nou kan doen as wat jy normaalweg sou doen by jou eie huis, as jy nou vakansiegangers wat hiernatoe kom. Dit is maar, jy moet jou veiligheids barriers, om Engelse woord te gebruik, in plek hê, meer is een, so sekuriteitsbeams is baie belangrik, jou alarm moet aan wees, jy moet seker maak jou vensters, as hulle nie toe is, jy moet die vering hê, dit is ongelukkig so. Ja. Voertuie, baie diefstalle uit voertuie uit, mense los goed openlik in die voertuig wat jy kan sien, en dan word dan gebruik. So, die normale goed, jy moet maar net, mense as jy op vakansie is, vergeet jy partykeer 'n bietjie om, want jy is in 'n goeie by, op 'n mooi plek, so dis die probleem. Daar gaan mense wees wat, jy weet, daar gaan baie beweging wees, markte, strand, kuierplekke, restaurante, al die tipe dinge. Daar gaan baie beweging in die stad of in die dorp wees. Wat kan mense daar doen? Hulle moet net bewaaksaam wees? Waaksaam wees en jy moet maar rondom jou kyk. En nooit vergeet nie, veral markte, kuierplekke, grypdiewe, selfone word elke dag gesteel. Ja. Hope. So elke naweek is daar 'n funksie kry ons hope oproepe van selfone wat gesteel is. Ja. So dis maar die ding, mense sit hom neer, vergeet, jy is besig in 'n groep vriende gesels, geniet dit en jy kyk nie waar jou selfoon is. So mens moet maar net bewus wees van jou omgewing die hele tyd. Ja. Kyk, as daar iets met iemand gebeur, dan kan hulle vir julle kontak, maar julle is nie noodwendig julle is nie sekuriteitskompanie nie. Nee. So met ander woorde, as mense weggaan en hulle los hulle huise, julle gaan nie agter die huise kyk. Ons gaan nie die huis oppas. Okay. Nee. Ons patrolleer en as hulle vir ons sê hulle gaan weg, sal ons 'n punt daarvan maak om 1 keer of 2 keer gedurende die patrollie by die huis verby te ry, maar ek kan ook geen versekering gee dat ons 3 keer byvoorbeeld daar gaan verbyry nie. Dit hang maar af van wat gebeur, maar dan kan ander goed gebeur wat ons wegtrek na 'n ander omgewing toe. Ja. So ons is definitief nie 'n sekuriteitsmaatskappy nie. Ons val tussen hulle. Ja. Daar's 'n spasie vir sekuriteitsmaatskappye en ons is tussenin. Ons meng nie met hulle in nie, ons werk eerder saam met hulle en hulle saam met ons, so dis hoe dit werk. Die gemeenskap het baie vertrou in die Swakopmund Neighborhood Watch. Hulle praat altyd daarvan. Hoekom dink jy is dit? Ek dink ons het 'n goeie naam opgebou oor die jare. Die mense weet dat as hulle die nommer skakel, daar's altyd iemand wat antwoord en ons moet sê ons responstyd is baie goed. So ons is baie vinnig daar, omdat ons 'n redelike aantal mense het en ons gebruik radio, so ons kan vinnig 'n klompie mense bymekaar kry om te respond na 'n toneel toe. Ja.
En ons probeer regtig. Ek meen ons onthou, ons staan op, ons los ons families by die huis, so terwyl baie mense lê en slaap. Ons kan dit ook doen. Ons doen dit omdat ons 'n verskil wil maak. So ek dink dit is die sukses. Ja. Julle, soos ons het nou gesê, julle is nou nie 'n sekuriteitsmaatskappy nie, so julle gaan nou nie na agterhuise kyk nie, maar so wanneer kan mense spesifiek vir julle betrek? Wat se tipe gevalle? Hulle is welkom om ons te skakel vir enigiets. Ons het ons noodnommer het soort van 'n one-stop nommer geword. Mense soek, hulle het 'n mediese noodgeval in die nag, iemand 'n hartaanval gekry, hulle skakel vir ons en sê ons het 'n ambulans nodig. En ons het 'n goeie verhouding met die ambulans, so ons kontak die ambulans. Dieselfde met die brandweer. Polisie, baie mense skakel eers vir ons, dan laat weet ons die polisie, ensovoort. So hulle is welkom om ons te skakel vir enigiets. Is daar 'n tipe van 'n panic nommer wat hulle vir julle, wat is daai nommer? Die nommer is 085 999. Okay, dis maklik om te Baie onthou. maklike nommer, ja. So as ek in die dorp stap en ek voel ongemaklik en ek sien, dan kan ek vir julle skakel en sê, hoorie so, Dis korrek. ja. 085 999. Die enigste ding, ons kry baie oproepe oor verkeersprobleme. Okay. Dis nie ons afdeling nie. Munisipale verkeer of Nampol verkeer is daar om dit te doen. Ons gee dit deur na hulle toe. Mense verwag baie keer ons moet iets doen daaraan, maar dit is nie ons afdeling. Wat van mense wat hier bly en hulle sien, as ek dit kan noem, rondlopers, verdagtes, wat hulle dink is verdagtes. Wat stel jy voor moet hulle dan doen? Dit is een van die unieke probleme in Namibië, want die konstitusie laat jou toe om te stap waar jy wil. Elke persoon het reg om te stap waar hy wil. So, baie mense verstaan dit nie lekker nie, en dit is 'n loophole, ongelukkig. So ja, ons kry baie van daai oproepe. Ons probeer dit opvolg, maar ons kan ook nie almal opvolg nie, want as hy niks verkeerd doen nie, kan hy stap. Ja. Dus dit gaan baie keer oor persepsies. Baie mense dink, hy moet nie daar wees nie, maar hy kan daar wees. Ja. So, dit is nogal so moeilike. Dit is 'n moeilike een, ja. André, okay, baie dankie. Ons het nou Kerstyd, ons het die nuwe jaar wat voor lê, enige boodskap vir die mense? Baie dankie Adam. Ek dink, ons sal graag wil hê dat almal, al die besoekers van Swakopmund geniet. Dit is 'n pragtige dorp. Die weer lyk my gaan lekker wees, so, maar hulle moet tog net onthou dat, nie vergeet van veiligheid. En tree maar net verantwoordelik op. Moenie jou voertuig ooplos nie, dieselfde met jou huis. Mense is geneig wat ons gevind het met alarms en sekuriteitsbeams byvoorbeeld. Hulle sit dit eers aan as hulle gaan slaap. Die gevaarzone is daai tydjie voor jy gaan slaap. Want dit is wanneer hulle weet. Almal sit lekker in kuier, die alarm is nie aan nie, die deure staan oop, so dis maklik om in te kom. Jy het daai misdadigers wat konsentreer op vroeë inbrake. Dan het jy die ander wat kom as jy vasslaap, op jou diepste slaap, na 2. So daar is 'n verskil, so dit moet mense altyd in gedagte hou. Ja. En ja, soos ek sê, wees verantwoordelik, as daar enige probleme is, skakel 085 999. Ons help graag. Excellent. André, baie dankie. Plesier, baie dankie. Season's greetings, Namibia. The festive season is upon us once again. It is that time of the year when we are preparing for festivities, we are preparing to travel, to reunite with our families.
but it's also a time that is marred with death and injuries on our roads due to motor vehicle crashes. I would like to ask every Namibian to take a conscious decision to make our roads safe. The aim is to arrive alive. Research shows that 72% of crashes recorded on Namibian roads are due to road user behavior, such as driving under the influence of alcohol, overloading, lack of usage of seat belts. So I would like to ask every road user to adhere to road rules and regulations so that we have a better festive season this time and reduce road carnage on our roads. It is a time for festivities. We should, as Namibians, come together and make road safety a joint responsibility. Let's all play our part. In case of a motor vehicle crash, I would like to remind everyone of our emergency response number, 9682. When you dial this number, you ensure that we are able to dispatch emergency services within the golden hour, and we are able to save lives. Road safety remains a joint responsibility. I wish all Namibians a joyous festive season and a prosperous new year. I thank you. Nou vir julle wat miskien nou nie ken nie, hierdie is die Walvis by Marina en dit is waar ek en Adam vandag gekuier het. Ons het voorheen gesê as jy net lus het om te kom sit en die uitsig te geniet met 'n cocktail of ietsie warm, by all means, the Walvis Bay Waterfront is the place to be. Ek weet Matthew Connor van die Walvis Bay Tourism Advisory Board het definitely gesê, whether you find yourself in Swakop om vakansie te hou, jy gaan eventually vir hier by die waterfront kom kry, because you can board a catamaran here, as jy net wil die uitsig kom geniet. This is very nice. It's very nice. When you've got harbour activity here, we've got the Yes. passenger liners, we've got some fishing vessels, we've got the cranes that you can see from Swakopmund, On a and then good you've got some day. wildlife, and you've got birds, and you've got seals, and you've Baie got lekker. yeah, lovely. So ek is baie trots om 'n Baienaar te wees. 'n Baienaar. Baienaar. Ja. Julle kan altyd gaan loer daar op ons sosiale media platforms soos Facebook, Instagram, Threads, TikTok. Jy kan Irongo Talk en vir Irongo daar kry om te sien wat alles ek en Adam aanvang en dan ook natuurlik wat Elvis ons 11 aanvang. Ja, ons gaan hom daarso. Ja, ek sal maar later by hom 'n bietjie hoor as hy nou okay. Ek het die Hy's net nie lus vir die weer nie, maar anyway. Ook ons is op NTV Channel 285 wat op DStv is. DStv Channel 285 NTV. En GoTV Channel 25. Ja, en dan ook 102.com. Ja, jy kan net gaan loer, tik net letterlik in 102.com, maar kan jy sien wat alles ons aanvang hier by Network Television. Môre kry ek en Adam nou weer 'n bietjie by die Swakopmund Food Festival. Ons gaan net so vinnige draaidag gaan maak en dan Vrydag kuier ons dan nou weer by die Swakopmund Festival. Yes. Ja. Swakopmund So dis nou so, yes, dis nou so in Adam se guns. Ja. Want hy is in Swakop en hy is van Ek Swakop. sê Swakopmund. Yes. Ou Swakopmund. Maar nietemin tot môre, wees asseblief veilig. Ons sien julle weer. Bye bye. Bye bye.